Vriende, wat 'n besondere voorreg om dan aan te gaan met hierdie baie besondere reeksie wat handel oor die profesie van Jesaja daar in Jesaja 9 vers 5 aangaande die Here Jesus Christus. En u sal onthou ons het so 'n paar dae gelede begin praat oor die gedagte en daar staan, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou ons het al reeds met u gepraat oor die gedagte van Jesus Christus is wonderbaar in sy persoon, hy is wonderbaar in sy aardse lewe, hy is wonderbaar in sy sterwe, in sy opstanding en ook in sy hemelvaart. En het ek vir u ook gesê en dit baie duidelik onder die aandag gebring dat as hierdie gedagte van Christus nie u lewe radikaal gaan verander nie, sal die res van die boodskappe nie vir u veel sin maak nie. U sien, hierdie wonderbare raadsman is die sterke God, hy is die ewige Vader en hy is die vredevors. En as jy hom nie ken nie, dan gaan jy nie verstaan wat sy woord vir jou sê nie. Want die Bybel leer vir ons baie duidelik dat die Heilige Gees is die Gees wat ons lei in die volle waarheid. Dis wanneer God ons deur sy Gees geestelike lewe kom gee, ons wat in sonde ontvang en gebore word, dat ons begin verstaan die diepte en die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Dis wanneer ons deur die Heilige Gees vanuit die blaaie van die Bybel die waarhede al hoe meer en beter verstaan, dat ons kan verstaan wat 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 sê. Daar staan die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is daar vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. U sien, hierdie gedagte verander is die woordjie metamorfo of metamorfose. Wanneer ons deur God se woord en deur God se Gees verander word, vriende, dan begin ons in ons praat, in ons doen, in ons optrede so leef, dat ander mense ons sal sien as volgelinge van die Here Jesus Christus. As jy die Bybel lees en die Bybel verander nie jou lewe nie, dan is dit heel moontlik omdat jy die Gees van God nie het nie, want die Gees van God gee lewe, en hierdie lewe is ten doel om ons te verander na die beeld van die Here Jesus Christus. Nou ons gaan aangaan met hierdie reeksie uit Jesaja 9 vers 5, en ons gaan vanmôre en vir 'n paar oggende bietjie stil staan by die gedagte van dat Jesus word genoem raadsman. Nou baie interessant is hierdie woordjie raadsman, in die Engels is die woordjie counselor. Nou ons almal ken vir Dr. Phil en verskillende van hierdie counselors in aanhalingstekens wat nou groot opslaa maak in die media oor die raad wat hulle vir mense gee. En mense sit op 'n bank en vertel sy hele storie vir hierdie persoon en hy gee vir hulle praktiese raad hoe om dan van hierdie situasie dan 'n beter situasie te maak, ontslae te raak van probleme en dan 'n nuwe koers in te slaan. En ons weet dat aardse raadgewers tydelike raad en hulp kan bied. Maar vriende, as ons kyk na die Bybel, as die Here vir ons sê dat Christus is raadsman, in Engels counselor, dan dra dit die betekenis van dat Christus ons deur sy woord advies en raad kom gee. Hy kom adviseer ons. Hy stuur ons in 'n bepaalde rigting. Hy bied oplossings vir ons probleme. Hy gee vir ons teregwysings, ook in tye van sonde. Hy help ons om die regte besluite te neem. Hy is die volle pakket as ons met respek dit kan sê. Die Bybel is baie duidelik in Psalm 32 vers 7 en 8. Dawid skryf, hy sê, U is my skuilplek. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Luister vriende, ons is nie die Here se raadgewer nie. Ons skryf hom nie voor nie. Ons bid nie en dan verander ons sy gedagtes om te doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Wanneer ons praat van Jesus word genoem die raadsman, dan sê ons daardeur dat hy alleen al wysheid besit. Dat hy ons beter ken as wat ons onsself ken, dat hy ons gedagtes van ver ken, soos Psalm 139 sê, nog voor daar 'n woord op ons mond is, dan weet hy daarvan. Dis die raadgewer wat ek in my lewe soek. Dis die een wat ek vra, Here, gee my advies, gee my rigting, wys my tereg, sodat ek op die weg van geregtigheid kan wandel om lewe en vrede en veiligheid te beleef. Nou ons gaan kyk na so 3 gedagtes rondom Jesus as raadgewer en ons gaan in die eerste plek kyk waarom Jesus Christus
die enigste bevoegde raadgewer is. Ons gaan ook kyk na waarom ons raad van hom nodig het. Jy sien, die mens is te slim en hy dink hy weet alles, maar ons gaan kyk waarom ons raad van hierdie raadsman nodig het. En dan gaan ons ook kyk na watter kanale gebruik God om aan ons raad te bedien. So kom ons val weg, waarom Jesus Christus die enigste bevoegde raadgewer is. En vriende, daardeur sê ek nie, u mag nie met 'n predikant gaan praat of met 'n ander kind van die Here oor 'n bepaalde saak wat jou pla nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar wat ek net vir jou sê, moenie met ander gaan praat as jy nog nie met Christus gepraat het oor jou probleem nie. Hoe praat jy met Christus oor jou probleem? In gebed. Wanneer jy jou hart voor hom uitstort, wanneer hierdie ding wat jou hart en jou lewe beïnvloed en swaar druk op jou en jou lewe kompliseer, wanneer jy dit in gebed na hom toe bring en daaroor bid en daaroor pyns en die woord lees om ook te vra, Here, gee my antwoorde in my bepaalde situasie. Ek wil vir jou sê, as jy dit nie eers gedoen het nie, help dit nie, jy gaan na ander raadgewers toe nie. Want 'n ware Bybelse raadgewer sal jou altyd terugverwys na die bron van waarheid, die raadsman Jesus Christus. So waarom is Jesus Christus die enigste bevoegde raadgewer? Die eerste gedagte is omdat hy God is. Luister vriende, Jesus Christus was nie nog 'n Mohammed nie. Hy was nie nog 'n Gandhi nie. Hy was nie nog 'n Moeder Teresa of een of ander ikoon wat ons vandag voorhou in hierdie wêreld nie. Jesus Christus was God wat mens kon word het. Hy was van ewigheid tot ewigheid. Hy het in hierdie tyd en in hierdie omstandighede van die mens gekom, soos Galasiërs 4:4 ons leer, op die regte tyd is hy gebore uit 'n vrou. Hy's gebore onder die wet, om die wat onder die wet gebuk gegaan het, vry te koop. Die Bybel leer vir ons, in Matteus 1 vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as dit vertaal word, God met ons. Die oomblik toe die Here Jesus Christus in die stal te Bethlehem gebore word, het God homself kom openbaar in hierdie kleintjie, Jesus Christus. Luister, terwyl hy daar in die krib gelê het, het hy die heelal onderhou. U moenie twyfel daaraan nie. Luister, hy het gekom met 'n doel, en dit was om te leef sodat hy kan sterwe, om die losprys te betaal, om die oordeel van God van die sondaar af weg te neem, sodat ons ook met God versoen kan word deur Jesus Christus ons Here. Hy is die ewige raadgewer, want hy is God, die alwyse. Daarom sê 1 Timoteus 1 vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil jou vra, leer hierdie liedjie, hierdie pragtige woorde, wat dan ook in 'n melodie omskep is, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. En wanneer jy raad nodig het, sing hierdie lied, bepeins hierdie gedagte, memoriseer hierdie vers en sê, Here, gee ook vir my raad, u die alwyse God, wat ek so nodig het in my bepaalde situasie en omstandighede. Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse, en hy skryf daar in Kolossense 2 vers 2, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Wil jy weet waarom mense waarom daar so baie mense in klinieke, in inrigtings opgeneem word? Want hulle stoei met hulle verstand, hulle stoei met hulle gewete, hulle stoei met hulle sondeprobleem, hulle word in die grond gedruk daarmee. Dit is mense wat ander te nagekom het. Daar is die uitsondering op die reël, vriende, wat werklik 'n kliniese geval is. Maar die meeste is mense wat nie hulle verstand, hulle gedagte, hulle gewete tot rus kan bring, hulle geestelike hart tot rus kan bring nie. En waarom nie? Want hulle wil nie vlug na hierdie Christus, in wie al die skatte van die wysheid en kennis verborge is nie. Vriende, Jesus en Jesus Christus alleen is alwetend. Hy besit onbeperkte kennis, nie net van alles nie, maar ook van almal. Hy is die alleen wyse God, die een aan wie toekom die eer, die lof en die dank en die aanbidding van my hart. En ek wil vir u sê, ek gee nie om wat jou situasie in hierdie dag is nie. Ek gee nie om hoe groot jou sonde is nie. Ek gee nie om hoe groot jou probleme is nie. Ek gee nie om hoe groot jou vraagstukke is nie. Daar is 'n oplossing
in die oplosser, Jesus Christus, die alleen wyse God aan wie toekom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Ek pleit by u, dat u by hom sal skuiling vind, dat u na hom sal gaan, hy is die enigste ware en bevoegde raadgewer, want hy is God, wat mens kom word het. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En al dink jy miskien vanmôre, my sonde is te groot, my skuld en my ellende is onberekenbaar, dan wil ek vir jou sê, vlug na die raadgewer, vlug na God wat mens kom word het, vlug na die kruis, want daar ontmoet Christus jou, en daar begin die transformerende proses, waar hy jou red, en jou verander na die beeld van hom, die een wat gekom het, om redder te wees, die saligmaker, die een wat gesê het aan die kruis, dit is volbring. Mag die Here u genade gee daartoe, wysheid om dit te verstaan deur die werking van die Gees, en na hom te vlug as raadgewer. Seën vir u, mooi dag verder, tada.